Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek staan hier in die Cederberge met julle in gesels, baie ver verwyder van die groot internasionale nuusgebeure van die afgelope paar dae. Ek het tog gedink is belangrik dat ons daaroor moet gesels. Daar is 'n ooreenkoms, 'n memorandum van verstandhouding eerder tussen die VSA en Iran onderteken. President Donald Trump wat dit by die Paleis van Versailles van alle plekke vroeër hierdie week onderteken het. Dan was daar natuurlik die G7 beraad waar Trump ook teenwoordig was. Baie belangrike beraad van jaar. Ek sal verduidelik hoekom ek so sê. Natuurlik is hierdie berade meeste van die tyd maar 'n pratery, maar natuurlik belangrike wêreldleiers wat daar teenwoordig was en 'n hele klomp dinge aansluitend hierby wat ook alles in die afgelope paar dae gebeur het. Ek wil opsommend begin hierdie week se episode met 'n inleiding wat miskien omstrede mag klink, maar ek wil die standpunt maak en ek sal graag wil hoor wat julle daarvan dink dat die Verenigde State van Amerika vandag in 'n magtiger posisie is, in 'n sterker posisie verkeer as ooit op enige ander tydstip sover tydens die 21ste eeu. Tydens die eerste periode van hierdie eeu was George W. Bush president van Amerika. Dit was die tyd van die aanvalle op die Wêreldhandelsentrum in New York, ook op die Pentagon in Washington. Daarna natuurlik Amerika se oorloë in Afghanistan en Irak. Terwyl daardie terreuraanvalle kwesbaarheid in die Amerikaanse mondering uitgewys het die oorloë in Afghanistan en Irak natuurlik Amerika se probleme, sy internasionale aansien verder benadeel en uiteindelik na 8 jaar het George W. Bush uitgetree as 'n baie ongewilde Amerikaanse president met 2 baie lang duur oorloë wat hy eintlik maar aan sy opvolger in 'n groot mate oorgegee het sonder dat die oogmerke daarvan ooit bereik is. Dit was en het gepaard gegaan met 'n reuse ekonomiese krisis, 'n finansiële krisis, toevallig daar waar die terreuraanval op 11 September 2001 getref het in New York, het ons ook natuurlik die finansiële krisis gesien ontwikkel. Die bankkrisis, die skuldkrisis, alles daarmee saam. En dit het in 2008 met daardie Amerikaanse presidentsverkiesing natuurlik gelei tot 'n groot nederlaag vir die Republikeinse party met Barack Obama wat verkies is as Amerikaanse president en Obama wat die belofte gemaak het van 'n einde aan die oorloë, onttrekking uit Afghanistan en dan natuurlik 'n regryk van die Amerikaanse ekonomie en die nodige regulasies, hy het baie regulatoriese beloftes gemaak om toekomstige skuldkrisisse en ander bankkrisisse te verhoed. Ons het daarna die 8 jaar van Barack Obama gehad, wat in 'n groot mate ook maar beperkte tyd vir Amerikaanse aansien was. Hoewel Obama goeie verhoudinge reg oor die wêreld gehandhaaf het, was dit 'n tyd waarin soveel ander wêreldmagte na vore getree het. Dit was 'n tydperk waarin China homself toenemend laat geld het. Dit is 'n tydperk waarin Amerika se vyande ook toenemend begin het om hulle self te posisioneer vir toekomstige uitdaging van die VSA. Dit was natuurlik ook die tydperk waarin die eerste tekens duidelik geraak het dat Iran wel besig is met 'n kernprogram wat kan lei tot die vervaardiging van 'n kernwapen. Nou ja, daar was Obama se onderhandelinge en daardie kernooreenkoms, iets waaroor ek persoonlik baie skepties is, daardie ooreenkoms en of Iran ooit op daardie tydstip eerlik was. Ek dink nie hulle was nie. Daarna het daar dink ek ook genoeg bewyse uitgekom dat hulle nie met Obama eerlik was nie en met ander woorde 'n ooreenkoms wat eintlik maar die Iranese laat uitkoop het. Geld wat beskikbaar gemaak is aan Iran en uiteindelik kon hulle voortgaan met hulle kernprogram. In terme van internasionale aansien is daar 'n verskil tussen respek en gewildheid. Barack Obama was gewild onder westerse leiers, onder baie wêreldleiers en het goeie verhoudinge met hulle almal gehandhaaf, maar hy het noodwendig vrees en respek afgedwing, soos wat Amerika eintlik oor 'n lang tydperk voor bekend geraak het. En daarom wil ek sê dat na George W. Bush was die Barack Obama era ook 'n era van Amerikaanse globale agteruitgang, 'n verlies aan Amerikaanse hegemonie, Amerikaanse invloed, Amerikaanse mag, polities, ekonomies en natuurlik militêr. Na Barack Obama het ons die eerste Trump-administrasie gehad wat in baie opsigte chaoties was,
was Trump impulse oor Iran, oor China, oor NAVO, wat keer op keer korrekte impulse was, maar nie noodwendig met die administrasie, die personeel, die struktuur, die beleid, die nodige idees wat regtig daarop kon reageer nie. So dit was 'n uitdagende 4 jaar met die COVID-19 pandemie wat aangebreek het en wat uiteindelik waarskynlik in 'n groot mate dit vir Donald Trump baie moeilik gemaak het, daardie laaste deel van sy eerste termyn as president. Daarna het die rampspoedige termyn van Joe Biden aangebreek wat regtig in alle opsigte 'n laagtepunt vir Amerika was. Ekonomies, dit was die mees linkse regering wat Amerika nog ooit gehad het, oorregulering. Dit was 'n tyd van die hoogbloei van woke, van soort van linkse stokperdjies wat floreer het. En natuurlik omdat Joe Biden nie self Amerika regeer het nie, maar die land eintlik regeer is deur sy personeel wat vir hom gewerk het en wat dikwels mense vanuit die mees linksradikale vleuel van die Demokratiese Party was. So 'n tydperk waar daar reg oor die wêreld gevra is, wat gaan aan met die Verenigde State van Amerika? Dat so iemand wat duidelik nie meer oor die vermoë beskik om regtig president te kan wees en om in die Withuis te kan sit, dat so iemand steeds president kan wees nie. En ernstige vrae wat natuurlik oor Biden se kognitiewe en ander vermoëns met goeie rede gevra is. Dit was verseker sonder twyfel 'n laagtepunt. As mens byvoorbeeld G7 berade gaan vergelyk, dan is daar daardie G7 beraad, ek dink om die waar sê, ek nou vinnig aan twee dink, waar Joe Biden eenvoudig afgedwaal het, jy weet, waar hy heeltemal onsamehangend begin praat het en waar Biden werklik waar 'n verleentheid vir Amerika geraak het. En dit was waarskynlik ook die rede hoekom hy uiteindelik dan nou besluit het om toe nou in 2024 te onttrek aan daardie verkiesing waarvoor hy homself aanvanklik beskikbaar gestel het en waarvoor hy natuurlik deur die Demokrate verkies is as hulle kandidaat. Ons moet altyd onthou, die Demokrate het in hulle voorverkiesings Joe Biden aangewys as hulle kandidaat in die 2024 verkiesing. Nou ja, toe is Donald Trump verkies tot 'n tweede termyn as Amerikaanse president en op 'n redelike hoë ouderdom is Trump met 'n sterk mandaat verkies as president van Amerika. Nou ja, die afgelope byna 18 maande, 17, 18 maande was 'n interessante tyd gewees. In baie opsigte omstrede. Dit was geweldig transformerend in die sin van dat dinge aangepak is vanuit die Withuis wat in dekades nie gedoen is nie. 'n daadwerklike poging om Amerika se grense te beveilig. 'n Einde te bring aan onwettige immigrasie, om eenvoudig die linkse woke ideologie uit te dryf uit die Amerikaanse federale regering, uit onderwys, uit soveel strukture waar daardie virus eintlik amper wil ek eerder sê daardie parasiet so geteer het op die liggaam wat dan nou die Amerikaanse of die land, die VSA is. So dit was reuse stappe wat geneem is, soms ontwrigtend, daardie geweldige transformasie van die federale regering. Onthou, in die 4 jaar van Joe Biden het die getal personeel wat vir die federale regering in Amerika werk met 20% toegeneem. So daardie mense moes minder gemaak word, die begrotings moes besnoei word, daar moes baie dinge gedoen word. Daar is natuurlik ook die totale verandering aan Amerikaanse buitelandse beleid gewees. Dit het begin met USAID, met ander woorde al die geld wat Amerika uitgedeel is, wat eenvoudig tot stilstand geruk is deur Marco Rubio, die minister van buitelandse sake, en 'n hele herskikking van humanitêre en ander hulp deur die VSA en groter verantwoording wat dan ook daarvoor gevra is. Groot ekonomiese deregulering wat plaasgevind het. Dit het verskeie sektore ontsluit met gelei tot verhoogde ekonomiese groei, goeie werkskepping, 'n daling in inflasie. En toe in Februarie keer president Donald Trump 'n militêre operasie saam met Israel goed in Iran. En dit het die wêreld verander, ook vir Trump, vir die Republikeinse party, vir Amerika, vir Iran, vir die Midde-Ooste, vir Israel, ja, vir die hele wêreld. Ons almal sien elke dag dit nog wanneer ons gaan brandstof ingooi by die brandstofpompe en hopelik verander dit daarom binnekort, maar bietjie later meer daaroor. Maar goed, Trump het besluit om 'n beperkte militêre operasie goed te keur, sy opdrag
opdrag was duidelik, dit moet kort wees, dit moet hard wees, dit moet tref, dit moet Iran se kernprogram tot stilstand ruk, dit moet sy ballistiese missielprogram tot stilstand ruk, dit moet Iran se weermag grootliks vernietig, dit moet verhoed dat hy in die toekoms proksies kan ondersteun om terreur uit te voer reg deur die Midde-Ooste van Jemen tot Libanon, Sirië, Irak en natuurlik Gaza en die Wes-oewer. En dis dan ook wat die Amerikaanse weermag aangepak het in 'n operasie van net meer as 'n maand het hulle natuurlik daardie reuse aanvalle uitgevoer en presies dit vermag. En ons moet onsself vandag, nadat 'n memorandum van verstandhouding onderteken is, daaraan herinner. Wat is anders vandag as voor 28 Februarie? Iran het byna nie meer 'n lugmag nie, hy het byna nie meer 'n vloot nie, hy kan nie meer veel wapens vervaardig nie, die meeste van sy missiele is vernietig, sy missiellanseerders, sy hommeltuigaanlegte, groot deel van sy lugafweerstelsels is vernietig, sy radarstelsels, sy vermoë om homself op enige manier dus te verdedig teen enige aanvalle is in 'n groot mate vernietig. Wat het oorgebly? Terwyl die konvensionele verdedigingskapasiteit van die Iranse weermag vernietig is, het die baie meer gedesentraliseerde Islamitiese Revolusionêre Wagkorps nog in 'n mate agtergebly. Jy kan natuurlik baie moeilik 'n soort van gorilla mag uitwis en dit het veroorsaak dat ons die ontwrigting gesien het in die seestraat van Hormuz, oliepryse wat die hoogte ingeskiet het en alles wat sedertdien gebeur het. Nou ja, ek dink Donald Trump en die Amerikaners het basies 3 opsies gehad. Nou praat ek van 'n week of 2 gelede. Dinge kon nie net onbepaald so aangaan nie. Miskien is dit die een opsie. Die een opsie was bloot om voort te gaan met die blokkade van Iran se hawens, probeer om Iran se ekonomie finaal oor die afgrond te stoot, sodat daar totale chaos eintlik in die land kan ontstaan en hopelik sou dit miskien kon lei tot 'n revolusie wat dalk, en nou sê ek ook 'n groot dalk tot 'n beter regering kon lei. Ek dink die Amerikaners en Trump se observasie was dat daar is nie tans 'n regering in wagting nie. Weens die afwesigheid van oppositie is daai 'n moeilike vraag om te vra, wie moes dan nou oorneem by hierdie regime en hoe lank sou dit nog neem met die prys wat baie duur raak, 'n politieke prys vir Trump en die Republikeinse party in Amerika en 'n ekonomiese prys vir die hele wêreld weens die hoë oliepryse, hoë brandstofpryse, inflasie, lae ekonomiese groei, alles wat daarmee gepaard gaan. So hulle het teen daardie eerste opsie besluit. Die tweede opsie was om dan 'n tweede groot militêre operasie teen Iran te onderneem en hierdie keer was die opsies dus meer beperk. Wat sou jy aanval? En wat jy sou aanval is waarskynlik eilande vanuit die seestraat van Hormuz in die Arabiese See, van waar Iran natuurlik olie en gas uitvoer. Jy sou daardie aanlegte en hawens en pyplyne moes vernietig, hulle energie-infrastruktuur vernietig. En dit sou beteken dat Iran, wat ook al die uitkoms was, vir die volgende paar jaar waarskynlik nie weer olie en gas kon uitvoer nie en dat dit tot 'n reuse krisis in daardie land kon lei. Die vraag is, wou jy dit doen? Daarmee saam dan ook waarskynlik 'n spesialis eenheid van die Marines instuur om te probeer om die verrykte Iran uit kernaanlegte te herwin. Dit is 'n baie moeilike operasie. Daar's baie ontledings die afgelope 2-3 maande daaroor gedoen en dit sou werklik waar moeilik wees met goeie kanse vir Amerikaanse lewensverlies en dis iets wat teen die Amerikaners natuurlik gekant was. So 'n operasie sou waarskynlik gelei het tot 'n skerp verdere stygings in oliepryse wat natuurlik die verdere gevolge vir die globale ekonomie sou inhou. Die derde opsie was om uiteindelik te skik. En op hierdie tydstip was dit moes 'n mens aanvaar dat enige skikking vol toegewing sou wees. Toegewings deur beide die VSA en Iran. En ek dink dis die belangrike want daar's dalk 'n persepsie dat net Iran die afgelope tyd of dit net Amerika in hierdie memorandum van verstandhouding toegewings gemaak het. So ja, Amerika het nie sy sin met alles gekry nie. Hulle sou in hierdie ooreenkoms graag wou hê dat daar meer detail moes wees oor byvoorbeeld die verrykte Iran, wat daarvan sou word, verdere toesig rondom die kernprogram. 'n Hele klomp dinge daar staan wel in die ooreenkoms dat Iran nooit 'n kernwapen kan vervaardig nie. Hulle sou meer wou hê oor Iran se steun aan proksies. Hulle sou 'n beter skema wou hê oor die beheer van die seestraat van Hormuz. Ons kan aangaan en aangaan. Daar's 'n lang wenslysie wat 'n mens graag daarin wou hê. Om dit te kon vermag, sou jy 'n reuse tweede militêre operasie moes uitvoer. Jy sou die regime finaal moes vernietig op sy knieë dwing, waarskynlik 'n revolusie
revolusie in Iran afdwing. En die Amerikaners het, ek dink, heeltemal wys daarteen besluit. Iran het egter ook toegewings gemaak en dis wat mense dink ek 'n bietjie vergeet. In Iran het jy tans verskillende strominge en jy het 'n groepering van relatief gematigde individue in die regering, soos die president Masoud Pezeshkian, en jy die radikales in die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps. En hulle is teen mekaar opgestel. Die Wagkorps wou nog vir baie lank voortgaan. Hulle wou hierdie gorilla stryd teen Amerika voortsit en uiteindelik die globale pyn so ernstig maak dat Amerika eenvoudig sonder enige ooreenkoms maar bloot net moes onttrek. Enigstens die besluit om te onderhandel en te skik was reeds in Iranese terme 'n stap van uiterste gematigde politiek en politiek wat riskant is vir die mense wat daardie stap onderneem het. Onthou daar's individue, senior individue in die revolusionêre wagkorps wat gesê het dat indien die regering, Iranese regering voortgaan om dit te doen, dan moet hulle eenvoudig doodgemaak word. Nou, dit is die radikale verdeling wat daar was. Iran het ook toegewings gemaak oor sy duidelike verbintenis om nooit 'n kernwapen te vervaardig nie, om onmiddellik die seestraat van Hormuz te heropen en dan verder met Amerika te onderhandel. Dan is hier 'n baie belangrike punt wat ons moet verstaan en dit is wat nie in die teks staan nie. Dis amper die subteks van hierdie memorandum van verstandhouding. Die lewering van olie, gas, kunsmis, ander produkte deur die seestraat van Hormuz is vir altyd verander. Voor die oorlog is 20% van die wêreld se olie deur die seestraat van Hormuz uitgevoer. Dit gaan in die toekoms waarskynlik nooit weer gebeur nie. Daar gaan baie meer olie deur pyplyne vanaf die Emirate na die See van Oman dan uitgevoer word, Saudi-Arabië deur die Rooi See, vanuit Irak met pyplyne na Turkye, daar word pyplyne oorweeg na Libanon en Israel en selfs Egipte. En die lewering van olie en gas in die wêreld gaan herskik. En dit is een van die gevolge van hierdie oorlog en van die ooreenkoms, wat nie noodwendig in die teks van die ooreenkoms staan nie. Dit beteken Iran gaan stelselmatig oor die volgende maande en jare sy hefboom verloor, want Iran het een hefboom oorgehad en dit was die ontwrigting, die potensiële ontwrigting van die seestraat van Hormuz. Hy het vir 47 jaar hierdie hefboom gehad en dikwels gedreig om dit te gebruik. Dit is hoekom George W. Bush nooit oorlog verklaar het teen Iran nie. Hoekom Barack Obama voorstelle van die Amerikaanse weermag afgesê het om aanvalle op Iran uit te voer. Dieselfde met Joe Biden meer onlangs, want hulle het geweet Iran het hierdie hefboom om die seestraat van Hormuz te sluit. Baie belangrik in hierdie geval. 'n Volgende belangrike punt is die geopolitiese implikasies en hier hou dit nou veral verband met Iran se internasionale betrekkinge. Iran het oor die afgelope 4 jaar 'n groot hoeveelheid aanvalshommeltuie aan Rusland gelewer. Dit kan nie meer gebeur nie. Daar was ook heelwat wapenhandel tussen Iran en China gewees. Dit gaan waarskynlik ook nie meer gebeur nie. Mens moet onthou dat Iran het die afgelope tyd $270 miljard se inkomste verloor omdat hulle nie olie en gas kon uitvoer nie. So die Iranese het eenvoudig nie tans die geld om wapens by China aan te koop nie. Hulle het nie die geld om wapens te lewer aan proksies soos die Houthis en Hamas en Hezbollah en ander groepe nie. Iran is geweldig verswak. Die regime in Iran verkeer in sy swakste posisie in dekades. En dit is een van die gevolge van die Amerikaanse stryd teen Iran en uiteindelik hierdie ooreenkoms. So beweringe dat niks verander het van voor die oorlog nie, is eenvoudig nie waar nie. Daar's groot geopolitiese veranderinge, daar's veranderinge in Iran se eie vermoë, sy politieke, ekonomiese, militêre vermoë, sy invloed in die Midde-Ooste, sy verhoudinge met ander golflande, sy vermoë om proksies te ondersteun en ons kan aanhou en aanhou. Iran se rol in die wêreld sal herbedink moet word. Nou ja, die regime in Teheran sal moet kies. Dit is in hulle hand. Amerika gaan nie vir hulle besluit nou watter roete hulle moet volg nie. Hulle kan een hê van bietjie terug staan en vanuit 'n meer gematigde posisie dinge herbedink, of hulle kan bloot radikaliseer en die geld wat hulle oor die volgende maande uit olie en gasverkope verdien, gebruik om weer hulle missielprogramme te hervat en alles anders te doen en daardeur natuurlik weer in direkte
direkte konflik te gaan staan met die Golflande, Israel en selfs die VSA. Maar die werklikheid is Iran staan ontbloot. Hy staan baie arm, hy staan seergemaak, ekonomies, militêr, polities, hy staan verdeeld vandag hier in die middel van Junie na hierdie ooreenkoms. So ja, dis nie noodwendige ooreenkoms wat die perfekte omstandighede daar stel nie. Dis nie noodwendig presies wat Amerika wou hê nie, maar dit is nie die slegte ooreenkoms wat sommige mense dit uitmaak om te wees nie. Dit is bietjie my opsomming oor hierdie ooreenkoms tussen Amerika en Iran en die pad vorentoe. Daaroor wil ek een of twee verdere punte maak en dan wil ek tog 'n paar punte oor die G7 beraad maak om weer terug te keer na my vraag oor: is Amerika vandag in 'n sterker posisie as ooit vantevore tydens die 21ste eeu? Die ander belangrike internasionale gebeurtenis van die afgelope paar dae was die jaarlikse G7-beraad wat in Frankryk plaasgevind het. Hierdie beraad het nogals uitgestaan in vergelyking met die afgelope paar jaar se berade. Verlede jaar sal ons nog kan onthou in Kanada, waar president Donald Trump baie vroeg vertrek het en waar die lande nie eers kon ooreenkom op 'n gesamentlike verklaring nie. Verjaar was anders. Daar's 'n sterk gesamentlike verklaring uitgereik. Trump het tot die einde gebly. Die beraad is afgesluit met 'n baie mooi, indrukwekkende banket in die paleis van Versailles, waar Trump dan ook uiteindelik die ooreenkoms met Iran onderteken het. Maar ja, Donald Trump en Amerika het in die sentrum van verjaar se G7-beraad gestaan. Of dit nou gesprekke met Europa was oor handel tussen Amerika en Europa, oor samewerking binne NAVO. Onthou die NAVO-beraad vind binnekort in Turkye plaas, of dit gesprekke was met Narendra Modi van Indië oor die handelsooreenkomste tussen Amerika en Indië, samesprekings tussen president Donald Trump en Volodymyr Zelensky van Oekraïne oor vredesonderhandelinge tussen Oekraïne en Rusland. Mens kan aanhou en aanhou. Amerika het in die sentrum gestaan van die G7-beraad en in daardie opsig was dit 'n beraad wat konstruktief was, waar sinvolle besprekings plaasgevind het oor die dinge wat regtig saak maak. China se storting van produkte in die Europese mark en die Amerikaanse mark, in ontwikkelende markte, ook in Afrika. Interessant genoeg ook die gesprekke met die president van Kenia, William Ruto, wat sterk daarop gedui het, die kommer oor China se ekonomiese rol in soveel wêrelddele. Dit is bespreek. Daar was 'n duidelike herfokus op die oorlog in Oekraïne. In die gesamentlike verklaring is 'n sterk verbintenis deur die G7-lande gemaak tot steun aan Oekraïne, en ook die Amerikaanse president wat direkte samesprekings met Zelensky gevoer het en wat duidelik Amerika verbind het tot 'n herfokus, wil ek eintlik maar sê, op moontlike onderhandelinge tussen Rusland en dan Oekraïne. Nou, dit is 'n belangrike punt en 'n mens moet dalk net 'n oomblik stil staan by die hele Oekraïne-oorlog, want die oorlog het die afgelope tyd 'n ander dimensie begin aanneem. Ons sien dat Oekraïne al meer suksesvolle lugaanvalle uitvoer, selfs op Moskou en Sint-Petersburg, ook op die Krimskiereiland, verskeie westelike dele van Rusland. En dan is daar verskeie ooreenkomste tussen veral Europese lande, maar ook ander lande, selfs in die Golfstreek en Oekraïne gesluit vir die vervaardiging van aanvalshommeltuie. Ek is glad nie iemand wat gaan sê Oekraïne het skielik die oorhand nie, want hy het nie die oorhand nie, niemand het die oorhand nie, maar die werklikheid is dat Rusland toenemend verswak is. Die Russiese ekonomie verkeer in 'n krisis. Selfs president Putin begin dit erken, sy adviseur sê vir hom, hulle kan nie die huidige spandering op verdediging volhou nie. Daar's probleme met inflasie wat hoog is, met rentekoerse wat baie skerp gestyg het. Spandering op regeringsdienste is in 'n krisis. Selfs belasting is onlangs verhoog en Rusland het 'n wesenlike uitdaging. Te min manskappe, te min geld, te min wapens. Hulle kan nie meer by Iran aankoop nie. Hulle kry 'n bietjie van Noord-Korea af, maar Rusland kan eenvoudig nie so aanhou nie. En indien die Amerikaners herfokus op hierdie krisis en Trump se invloed gebruik, kan daar weer hoop wees dat onderhandelinge kan hervat en ons moontlik 'n skikking kan kry, wat ek dink in elk geval in die wêreld se belang is. Maar die belangrike dus van die G7-beraad is dat dit juis 'n beraad was waar Amerika weer
in die sentrum gestaan het van die G7 in alle gesprekke oor alle belangrike kwessies, of dit nou is oor handel of verdediging of die Midde-Ooste of China of Noord-Korea en sy kernprogram. Al hierdie kwessies wat op die agenda was Amerika in die sentrum van die bespreking. En ek wil dus in vandag se program of sy episode die punt maak om te sê dat ten spyte van al sy gebreke, al sy foute en alles van die afgelope 17 maande, het Donald Trump dit wel reg gekry om Amerika se posisie globaal te versterk tot die sterkste posisie nog sover in die 21ste eeu, die afgelope 26 jaar. Amerika is meer invloedryk as ooit van tevore in die afgelope 26 jaar. Amerika neem weer 'n leidinggewende rol in globale verdedigingskwessies, ekonomiese vraagstukke en ander kernbelangrike vraagstukke, veral in die westerse samelewing. Daar waar tussen Europa, Amerika en ander westerse lande gepraat word, neem Amerika natuurlik baie sterk leiding. Ook rondom die kwessie van onwettige immigrasie, wat natuurlik tans bo aan die agenda staan in Europa. Ons het gesien die besprekings die afgelope week in die Europese Parlement. Oral is daar krisisse met onwettige immigrasie. Daar neem Amerika leiding. So Amerika wat werklik waar tans sy posisie versterk, dit terwyl Rusland se posisie verswak, dit terwyl China toenemend gereserveerd is, wil ek sê. Xi Jinping versigtig is. Hy het natuurlik ook 'n prys betaal vir die Iran-oorlog met hoë oliepryse, met baie minder olie wat die Chinese kon invoer, die Chinese ekonomie verkeer onder druk, met minder uitvoere. Daar is uitdagings rondom die Chinese en dan natuurlik, wat ek dink een van hulle grootste uitdagings oor die volgende paar jaar gaan wees, nie net hulle demografiese inploffing wat gaan plaasvind nie, maar ook 'n teenreaksie in die wêreld teen China se storting van Chinese goedere op die internasionale mark. So, gaan China die wêreld oorneem? Nee. Gaan China die wêreld se magtigste moondheid word? Dit moet ons nog maar eers sien of dit gaan gebeur. Vir nou, dink ek, het Amerika sy posisie as die magtigste land in die wêreld herbevestig. Ons het dit gesien met wat gebeur het in die Midde-Ooste. Ons het dit nou gesien by die G7-beraad en ons gaan waarskynlik oor die volgende paar maande 'n baie selfgeldende Amerika sien. Begin Julie met die NAVO-beraad in Turkye, waar Trump weer druk gaan plaas op Europese lande om hulle kant te bring met verdediging. Ons gaan dit sien in die stryd teen China. Ons gaan dit sien in die pogings om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne. Nou ja, ek hoor graag wat dink julle daarvan. Stem julle saam oor Amerika se posisie, Trump se rol in dit alles, oor die einde van die Iran konflik. Sommige mense sê nee, dat is geen einde nie, die konflik gaan maar net weer terugkom. Die bal is maar net vir die kantlyn geskop. Ja, dit is 'n baie dun memorandum van verstandhouding, maar dink julle ook 'n mens moet 'n bietjie meer doen om ook die subteks hiervan te lees en die groter veranderinge en implikasies van die konflik en die feit dat daar 'n ooreenkoms bereik is. Intussen natuurlik is daar groot voordele vir Amerika hierin. Die Amerikaanse wapenbedryf wat uitstekend doen, meer wapens wat verkoop word aan Europese lande, aan die Golflande, aan verskeie lande reg oor die wêreld, en natuurlik ook die Trump-administrasie wat die afgelope week stappe geneem het sodat Amerikaanse wapenvervaardigers vinniger meer wapens kan vervaardig. Ook die Amerikaanse energiebedryf wat baie goed doen. Amerika voer meer aardgas en brandstof, petrol en diesel uit as ooit in die geskiedenis en dit bring baie buitelandse valuta aan, dit skep baie werk, dit verseker ekonomiese groei. Die vraag vir die volgende paar maande gaan wees hoe vinnig die gevolge van die einde van hierdie konflik gaan deursyfer na die Amerikaanse ekonomie en na die res van die wêreld. Gaan brandstofpryse vinnig daal? Dit lyk so, die Brent olieprys het skerp gedaal en is op hierdie stadium net meer as wat dit was net voor die uitbreek van die oorlog. Dit is met die opname van hierdie potsending so by $77-78 per vat Brent olie. Dit beteken laer brandstofpryse die 1 Julie in Suid-Afrika, baie laer pryse die 1 Augustus en teen September moontlik pryse wat nog laer is as wat dit was voor die oorlog. Ons hoop regtig daarvoor dat dit ook die geval is vir die res van die wêreld, want Suid-Afrika se ekonomie is verbind
aan die globale ekonomie. Ons wil produkte uitvoer, ons wil mededingend wees, ons boere het kunsmis nodig, ons industrie het diesel nodig en ons kan net meeding indien ons dit vir 'n goeie prys kan koop en daarom is dit natuurlik ook belangrik dat die wêreldekonomie moet groei sodat ons meer kan uitvoer. Maar die hoop is daar dat brandstofpryse redelik vinnig sal afkom en dat dit internasionaal sal lei tot laer inflasie, vinniger groei van die globale ekonomie en dis vir ons almal ook voordele. In Amerika gaan dit politieke implikasies hê. Brandstofpryse het die afgelope paar dae reeds skerp begin daal in Amerika. Dis natuurlik vir Trump en die Republikeine baie belangrik. Die middeltermynverkiesing is nou oor net meer as 4 maande en die kwessie wat die Republikeine kan sink is die ekonomie. Alle peilings wys dit dat hulle steun op die ekonomie skerp afgeneem het. Dit hou verband met inflasie en met brandstofpryse. So 'n interessante tyd wat daar voorlê. Die vraag is wat gaan die Amerikaners, wat gaan Donald Trump en sy administrasie volgende aanpak en gaan hulle 'n nalatenskap uiteindelik oor die volgende 2,5 jaar vir Trump ontwikkel wat een gaan wees van groot globale gevolge wat van die wêreld 'n beter plek gemaak het. Daaroor het ons nog nie die finale woord gehoor nie, ook nie as dit dan kom by hierdie ooreenkoms tussen Amerika en Iran, wat eintlik maar 'n so tussenooreenkoms is tot groter dinge wat moet gebeur en wat ons nog nie weet presies wat dit is wat gaan gebeur nie. Dit is vandag se program. Ek hoop julle het lekker saam geluister, saam gedink. Ek wil graag hê julle moet saamgesels. Lewer graag kommentaar. Ek het verlede week se kommentare ook baie interessant gevind. Daar was 'n verskeidenheid van kommentare op Marula se webblad, op YouTube ook gewees. Baie dankie daarvoor. Ek hoor graag, wat dink julle van die Iran-ooreenkoms, die subtekst daarvan, die toekomstige gevolge daarvan, die G7 beraad, Amerika se posisie, en wat vir die res van die jaar kan voorlê, in terme van die globale ekonomie, die vredesonderhandelinge op verskillende vaste lande. Daar lê verseker 'n opwindende en interessante tweede helfte van 2026 voor. Totsiens.